welkom by vandag se erediens. Op 18 Junie het ons groot fondsinsameling vir die jaar vir ons gemeenskapswerk. Dit is ons wynveiling en ons nooi julle uit om saam met ons mee te leef en saam te bid dat dit 'n groot sukses sal wees en dat die Here vir ons die fondse sal gee wat ons nodig het om ons werk te doen in die gemeente. Hoe kan jy betrokke wees? Ons maak dit meer as net 'n wynveiling. Dit is ook 'n veiling waar ons spesiale dinge opveil. As jy miskien weet van 'n oorslaapplek of 'n vakansie wat jy kan gee of 'n jagpakket vir die volgende jaar, vir die volgende winter, ons soek enigiets wat ons kan opveil. En die mense is gewillig om te koop. So ons nooi vir jou om iets vir ons te kom gee, iets te kom aanbied wat jy tot jou beskikking het. Ons wil ook 'n gemengde lot bymekaar maak van een van jou goeie bottels wyn wat jy kan gee en kan bring en ons veil dit op as een van ons lotte. So, julle is welkom op enige manier deel te wees. Kontak ons gerus vir my direk of vir Ferreira of vir ons as gemeente by die kantoor en dan sal ons vir jou sê hoe jy betrokke kan wees. Baie dankie daarvoor. Ons begin Woensdag met ons volgende Bybelskool kursus en dit gaan oor die boek Joshua en dit word gelei deur video's wat ons kyk van Louis Giglio. As jy vir die volgende 8 weke saam wil kyk aan en af tussen die vakansiedae, dan is jy baie welkom om daarbey in te skakel elke Woensdag om 10:00 in die bovertrek. Kontak gerus die kerkkantoor as jy iets wil weet. The book of Joshua opens. It says that Moses has died. And this young leader is tapped by God to do the great work of leading God's people to the promised land. The promised land is filled with milk and honey. It is filled with abundance. It's also filled with fortified cities, with armies. But God says, be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you go. The fuel of our confidence in God for the future is remembering what God has done in the past. And we see the same thing Joshua saw. We see God come through again and again. I'm inviting you today to walk into the future and into the promise and watch God do what only God can do in your life. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons hier in U teenwoordigheid kan wees. Here, dankie dat ons vandag tyd in U woord kan spandeer, Here, en mag U woord opnuut deur U Heilige Gees lewend word in ons hart. Mag dit ons uitdaag en kom verander. Here, mag ons op hierdie Palmsondag hoor, sien, beleef wat U ook gedoen het vir elkeen van ons. In Jesus Christus se naam. Amen. Dit is vandag Palmsondag en ons gaan kyk na 'n teksgedeelte in Markus 10 wat beskryf wat Jesus gedoen het toe hy op die donkie in Jerusalem ingegaan het. En dit is so eenvoudig soos dit, maar ons gaan 'n bietjie stil staan by dit wat Jesus gedoen het. Markus 11 vers 7 sê, hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop het en die wat agter aangekom het, het uitgeroep, prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Ons lees vandag tot sover. Hierdie is 'n bekende teksgedeelte wat ons omtrent elke jaar op hierdie Sondag lees, waar Jesus op 'n donkie in Jerusalem ingaan. En ek wil vandag fokus op 2 goeters. Die eerste ding waarop ek wil fokus is wat sê, wat kommunikeer, wat se standpunt maak Jesus deur op 'n donkie in Jerusalem in te gaan. Die tweede ding waarop ek so 'n bietjie wil fokus is die donkie self. Wat leer en beleef ons van die donkie? Nou kom ons begin by die standpunt wat Jesus maak. Die standpunt wat Jesus maak is 'n radikale politiese standpunt. Dit is 'n radikale sosiale standpunt want hy kom daarin. Hy word geloof en geprys as 'n nuwe koning, die beloofde ene wat die Messias wat moet kom en die mense skree prys hom, Hosanna. En as jy nou deel van daardie tyd se regering was, een van die Fariseërs of die Romeinse ryk, sou dit vir jou redelik kwaad gemaak het. Want wie is hierdie man? Wie is hierdie man wat nou hier inkom asof hy 'n koning is? Dis mos nie sy land nie, dis nie sy plek nie.
Maar Jesus kom maak 'n baie duidelike standpunt. Dit is asof hy 'n vegter is wat sê, ek klim nou in die ring in. So lank het Jesus met sy wonderwerke gesê, moet vir niemand gaan sê nie. My tyd het nog nie gekom nie, maar nou is dit asof hy uitdruklik hierdie standpunt maak en sê, my tyd het gekom. Die missie, die rede waarvoor ek gekom het, begin nou. En ek gaan nie meer in raaisels praat nie, ek gaan doen wat gedoen moet word. 'n Paar sinne later maak hy die tempel skoon. So Jesus is regtig met 'n missie. En hierdie missie, weet ek en jy nou, was die missie om die dood te oorwin. Maar almal anders wat daar gestaan het, die disippels ingesluit, het gedink daar's 'n politiese of 'n oorlogmissie aan die gang, of dalk 'n sosiale missie aan die gang. Maar ek en jy weet dat dit soveel groter is en was, as wat enige persoon kon besef. Jesus kom daarin met die donkie en hy neem standpunt. En nou ons leef op die oomblik in 'n plek waar alles gepolariseer is, waar alles links of regs is. Jy's of links of jy's regs. En as jy iets sê en dit laat jou soort van lyk asof jy aan die regterkant van die argument is, dan luister hierdie kant nie eers mee nie, want hulle het nou besluit jy's aan daai kant, so hulle weet sommer wie jy is en wat jy dink, en ander kant ook, nou weet ons ook sommer wie jy is en wat jy dink, en ons het op 'n plek gekom, veral op sosiale media, waar daar 'n klomp sleutelbordsoldate is, wat vir mekaar die lelikste van lelikste goeders sê, Christene wat vir Christene die lelikste van lelikste goeders op sosiale media sê, omdat ons elkeen glo ons het die volmaakte antwoord. En dit is net so ver van Jesus se hart as wat ons kan wees. Die koning van die heelal kom nederig op 'n donkie in Jerusalem in. Ek dink die eerste ding wat ons met hierdie stelling moet hoor en beleef, is dat dit kan nie gepaard gaan met hoogmoed nie, dit kan nie gepaard gaan met beter wetigheid nie. As ons standpunt inneem, kan dit nie gepaard gaan met 'n bombastiese stilpraat van enige iemand anders wat in die kamer is nie. As ons standpunt inneem, moet dit uit 'n plek van liefde en nederigheid wees. Hier waar Jesus inkom op die donkie is deel van 'n profesie wat ons in Sagaria lees, en hoor wat sê hulle uitdruklik, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. Mag ek en jy iets leer hier by die skepper van die heelal. As daar nou een is wat arrogant kan wees, as daar nou een is wat bombasties kan wees, as daar nou een is wat kan vuiste swaai, is dit hy. En hy sê ons invalshoek moet liefde en nederigheid wees. So mag ek en jy die wysheid kry in vandag se tyd, waar daar so baie dinge is waar ons onsself links of regs van een of ander argument of debat beleef. Mag die Here vir ons 'n stuk nederigheid in daardie gesprekke gee. Mag die Here vir ons die vermoë gee om die ander mense te hoor. Mag die Here vir ons die vermoë gee om ongemaklike gesprekke te hê, al stem ons nie altyd saam met alles wat gesê word nie. Mag die Here vir ons die insig gee, soos wat Salomo gebid het, om in alle omstandighede wysheid te hê, maar in nederigheid. Ek lees van 'n man wat skryf, hulle doen verskillende tipe sendingwerk, spesifiek in die Midde-Ooste, en hy is eintlik net uit die veld geslaan, dat die kinders van die Here nie kan insien, hoe hulle ook kan bid vir die Christene, wat in Palestynse gebiede woon nie. Daar's Christelike kerke in daardie gebiede, en daar's mense wat weier om vir hulle te bid. Dit is eintlik diep teleurstellend dat ons so kant kies, dat ons nie eers meer ons boeties en sissies in Christus raak sien nie. Die tweede ding waarop ek wil fokus, is net eenvoudig hierdie gedagte van 'n donkie. Daar's interessante dinge oor 'n donkie. 'n Donkie is nie sommer net 'n paplam dier nie. 'n Donkie
word baie keer gebruik ook as bewaarders van skape. Daar is geskryf van donkies wat skape kan bewaar van jakkalse en van wilde honde. Daar word interessant genoeg ook geskryf dat donkies nie net hardkoppig is nie, en hulle dom maak nie, maar dat hulle juis as gevolg van die feit dat hulle nie dom is nie, hardkoppig kan wees. Dat donkies nie diere is wat vlug as konflik kom nie, maar eerder stil staan, die hele situasie assesseer en dan besluit of hulle verder vorentoe gaan of nie. Ons sien dit eenvoudig net as stil staan en hardkoppig wees, maar wat daai donkie in daai oomblik besig is om te doen, is om te sê, ek gaan nie nou weghardloop nie. Ek gaan eers kyk wat alles hier aangaan en ek sal self besluit of ek dan nou vorentoe gaan of nie. Ons lees dat donkies loyaal is. Donkies is loyaal nie net teenoor ander donkies nie, maar ook loyaal teenoor hulle eienaars en dat daai band heel moontlik tot die dood sal bly. Hier kom 'n klomp mense wat sien hoe Jesus Christus, die skepper van die heelal, in Jerusalem instap. Hulle prys hom en hulle loof hom, gooi hulle klere op die grond. Hy kom maak sy standpunt en hy sê, ek kom klim in die ring, ek is reg vir hierdie ding wat moet gebeur. En ek bid dat ek en jy sal weet wanneer dit tyd is om standpunt in te neem. Maar lank voordat ons politieke debatte en gevegte se standpunte inneem, mag ons in die eerste plek begin deur standpunt in te neem teenoor ons eie sondes. Standpunt inneem teenoor ons eie onvermoë om gehoorsaam te wees. Mag ons standpunt inneem teenoor ons eie luiheid, mag ons standpunt inneem teenoor ons eie verslawings, mag ons standpunt inneem teenoor ons eie onvermoë om te vergewe. Mag ons daar in die klein dinge die Here se wysheid, die Here se krag, die Here se mag uitleef, dat hy ons kan vertrou met die groter dinge ook. Maar dit help nie ek en jy veg op sleutelborde en ons veg in gesprekke en debatte, maar as ons na ons eie hart kyk, is dit vrot nie. Die Here het kom standpunt inneem teen die dood. So mag dit deur die Heilige Gees se werking vir jou en my krag gee om te begin deur standpunt in te neem in die gemors in ons eie lewe. En daarom wil ek vandag se diens eindig met 'n eenvoudige praktiese oefening. Ek en jy het dinge in ons lewe wat die Here teleurstel. Sal jy 'n oomblik van stil gebed gebruik om standpunt in te neem teenoor daardie ding of dinge? Kies dalk net 1 of 2 vandag. En sê maar ek is klaar met dit. Ek is klaar met dit in Jesus Christus se naam. Heilige Gees gee my die krag om klaar met dit te wees. Kom ons vat 'n oomblik van stil gebed. Here, U het elke gebed gehoor en U ken elke liewe ding waarmee elke liewe persoon worstel. Here, en ek vra vir ons, lank voordat ons in debatte en gesprekke standpunt inneem en bombasties nie eers luister vir ander mense nie. Here, gee vir ons die krag en vermoë om standpunt in te neem teenoor die gemors in ons eie lewens en in ons eie harte. Gee vir ons die vermoë om die balk uit ons eie oog uit te haal, voordat ons die splinter uit ander mense se oë uithaal. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Gee ons wysheid in alle dinge, in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, en mag die Here vir jou hierdie week gebruik en seën. Mag jy ook standpunt inneem deur jou aksies en nie net jou woorde nie. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm, en die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees, en die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.
Amen.